Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Ek het 'n rukkie terug die voorreg gehad om 2 kosbare kindertjies in te seën. In albei gevalle het Vader hierdie skrif kom gee. Markus 10 vers 13 tot 16. Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring dat hy hulle moet aanraak, en sy disippels het met die mense daaroor geraas. Maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en het hy vir hulle gesê: laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Wat dadelik vir my uitstaan is die feit dat hy sy arms om die kindertjies gesit het. Hierdie man, grootste profeet, gesog, almal wil hoor wat hy sê, almal verdring mekaar om by hom uit te kom. Hy maak tyd om by die kinders stil te staan, sy arms om hulle te sit, en ek dink hy het hulle in die oë gekyk. Ek dink hy het met elkeen van hulle dalk 'n grappie gemaak. Hier en daar dalk een gekielie. Maar elkeen van daai kindertjies het geweet dat hulle met 'n baie spesiale man praat. Elkeen van hulle het geweet dat hy hulle aangeraak het. En dis natuurlik wat my aanbetref die rede hoekom die eerste kerk so geblom het, is oor al hierdie kindertjies wat die wonderwerke gesien het. Hulle kon mos nie anders om in hom te glo nie. Hulle kon nie anders om hom te volg nie. En ek wil vir jou vandag sê, ek en jy kan nie 'n kindjie seën as ons nie aan hulle raak nie. Ons kinders word partykeer lyfhonger groot, want mamma en pappa, oupa en ouma, is te besig om hulle sommer op die skoot te tel en met hulle bietjie te kuier, in die oë te kyk en te hoor wat gaan regtig in jou hartjie aan. In hierdie tyd van lockdown wat ons nie aan mekaar mag raak nie, is daar soveel oumas en oupas wat so smag om hulle kindertjies se armpies weer om hulle nekke te voel. En ek dink ons moet 'n manier vind hoe ons mekaar weer kan druk en kan aanraak en ten minste in die oë kyk om met mekaar te gesels. Ons moet juis dit nou doen. Ons moet juis nou sê, maar ons gaan kontak maak op een of ander manier. Maar die stukkie moet hulle nie verhinder nie, het so na my toe uitgespring. En die vraag is dan vir my, hoe verhinder ons kinders om na Yeshua toe te kom? En wat vir my uitstaan is, dit is as ons een ding sê, maar ons leef 'n ander ding. Ons maak hulle bang met 'n kwaai God wat iewers op 'n troon sit, of 'n Jesus wat sien as hulle stout is en hulle gaan straf. Boetie en sussie mag nie beklei nie, want dit sal Jesus se hartjie seermaak. Maar mamma en pappa beklei dat die bure se ore tyd. Boetie en sussie mag nie 'n lelike woordjie sê nie, want mamma en pappa se woorde is ingekleur. En die atmosfeer is ingekleur waar die woorde rondhang. Soms verhinder ons selfs ons volwasse kinders om by hom uit te kom, want al wat hulle by ons hoor is kritiek en veroordeling, want hulle leef nie soos ons wil hê hulle moet leef nie. Hulle glo nie soos ons wil hê hulle moet glo nie. Ons laat hulle nie toe om hulle eie getuienis te gaan kry nie. Ons wil hulle lewens vir hulle leef. Of ons gee vir hulle alles wat hulle nodig het, alles wat hulle wil hê, en hulle het nie nodig om hom te vertrou vir dit wat hulle nodig het nie. Ons sê so maklik ons bederf ons kleinkinders, of ons bederf ons kinders. My boetie en my sussie, daar is nie 'n een positiewe verduideliking vir die woord bederf in die woordeboek nie. Bederf beteken verrot. Ons bederf ons kinders. Ons gee vir hulle alles wat hulle wil vra, en ons verstaan nie dat hulle eintlik verrot word nie.
Wat van die ouens wat daar buite staan, buite die koninkryk? Yeshua praat hierso met sy disippels. En dan wil ek vir jou sê, hy praat dus met ons. Hy sê vir hulle, moet hulle nie verhinder nie. Want jy sien, kindertjies is baie keer die ouens wat nog kinders in die geloof is, of kinderlik in hulle emosies is, nog nie volwasse emosies nie. So hy praat dus met my en jou ook. Nooi ons hierdie ouens in die koninkryk in deur sy liefde en genade vir hulle te wys, of wil ons hulle in die koninkryk inboelie? Jy moet nou glo. Jy sien, ek en jy kan nie iemand leer om te glo nie. Ek en jy kan nie iemand dwing om te glo nie. Wat leer hierdie ouens van ons koning Jesus? Hulle leer by ons. So as ek en jy hulle wil dwing om te glo, hoekom sal hulle wil? Selfs met ons werknemers. Wat leer ons werknemers by ons? Dat ons genadeloos is? Dan gaan hulle weet dat hy genadeloos is en 'n boelie is. Of kan al hierdie ouens in ons teenwoordigheid verfris word deur sy liefde wat ons uitstraal? Ek wil jou uitnooi om die brief Filemon, soos party ouens sê, te gaan lees. Dis 'n brief van Paulus hier aan die agterkant van die Bybel. En daar's kosbare resepte in hierdie boek Filemon, en ek sal graag op 'n ander stadium kom ek sê vir julle wat, ek sal môre aand bietjie praat oor Filemon. Al wat ek nou vir jou wil sê is, kom ons verhinder dan nie die wat nog nie weet nie. Laat ons hulle eerder verfris met die lewende water wat uit ons uitborrel. Laat ons hulle seën met ons oë wat met liefde na hulle kyk, ons arms wat na hulle uitreik. Kom ons gaan maak 'n verskil. Dankie, Abba Vader, dat U seun Jesus Christus niemand weggestoot het nie. Sy arms was altyd oop. Sy hande was altyd bereid om aan te raak. Die stikkendes, die gebrokenes, die wat hom nodig gehad het. Help ons om ons hande uit te steek, selfs in hierdie tyd, om aan te raak met liefde, om aan te kyk met liefde, dat ons waarlik met ons oë U liefde sal uitsyn na die ouens wat dit nodig het. Dankie my koning. Amen. Wees geseënd, 'n wonderlike aand.